Goeiedag en baie welkom by sessie 6 van module 2. In hierdie sessie wil ons bietjie verder gesels oor die erfenis wat ons ontvang, ons werklike erfenis in Christus. Ons kan ook sê dis ons toerusting, die toerusting wat God aan ons geskenk het, wat volledig alles bevat wat ons nodig het vir ons reis van disippelskap. En dit is ook deur hierdie erfenis regtig te waardeer, deur bewus te word daarvan, deur vanuit dit as bron te leef, wat ons verander word deur God en deur die Gees, dat ons ophou streef om onsself te probeer verander, maar net beleef hoe God self in ons werk om ons te verander. Nou, 'n baie goeie boek om te lees as jy iemand is wat lief is vir lees en dalk die tyd het, is die boekie van Richard Foster, Celebration of Discipline. Nou daarin praat Foster ook oor ons verandering en hoe God ons verander en vernuwe. En lê hy klem daarop dat hierdie verandering van binne afkom. Dis nie ons wat onsself verander nie, maar dan noem hy ook dat God wel aan ons sekere dissiplines gegee het. En die dissiplines se doel is om ons op die plek te bring waar God met ons kan werk. So ons het wel 'n verantwoordelikheid. Ons moet ons lewe so inrig en van daardie dissiplines gebruik maak wat daar bestaan, om onsself in God se teenwoordigheid te bring, om te leer om daardeur ons aandag op hom gefestig te hou, om onsself daar in 'n plek te stel, te bring, waar God deur sy Gees in en met ons kan werk, sodat hy sy doel met ons kan bereik. En dit is dan ook hoekom ons van die begin af so baie klem gelê het op ons daaglikse stil word met God, want dit is seker die belangrikste van al die dissiplines. Dis deur daai daaglikse ontmoeting en stil word dat ons God werklik leer ken, sy stem leer ken en hoor wat hy van ons vra. Nou in hierdie sessie praat ek weer net kortliks oor hierdie probleem wat so baie mense waarmee hulle sukkel, dat hulle sê, maar ek het regtig net nie genoeg ure in my dag om nou nog iewers 'n uur aan God ook af te staan nie. 'n uur klink so verskriklik lank. Daarom vra ek dat jy 'n bietjie gaan bestek opneem en kyk waarheen gaan jou tyd. En dat jy vir jou so 'n tabel teken waarin jy sekere fasette van jou lewe kan neerskryf, hoe en waar aan jy jou tyd spandeer. Nou, ek stel voor dat jy die kolom trek en aan die linkerkant skryf jy dit wat belangrik is in jou lewe en dit wat minder belangrik is. En dan het jy ook 2 kolomme vir dit wat dringend is en dit wat minder dringend is. En dan vul jy dit net eenvoudig in. Waarheen gaan jou tyd? Nou, ek dink almal sal raak sien as jy dit ingevul het, dat meeste mense se tyd gaan na daai goed wat belangrik en dringend voorkom. Ek sê voorkom, want dit is nie altyd so belangrik en dringend nie. Nie as jy regtig gaan stil word en dink daaroor nie. En as gevolg daarvan, kry baie mense nie tyd vir die baie belangrike aspek van 'n kind van God se lewe, maar wat lyk asof dit minder dringend is. Naamlik om net stil tyd met God te spandeer, om jou lewe voor hom te bring, om van hom raad en leiding en wysheid te ontvang. En dit is juis daardie kolom, dit wat jy daarin spandeer, wat jou lewe totaal in 'n nuwe rigting kan stuur en kan verander. En ek weet, baie mense se reaksie is, maar ek het regtig nie tyd daarvoor nie. Ek wil voorstel, probeer dit, toets dit vir 'n week, vir 2 weke, skuif net en maak tyd daarvoor, en gee genoeg tyd daaraan. En moet dit nie net afjaag as 'n plig nie. Neem tyd om regtig na God te luister, jou lewe, jou dagprogram vir hom te bring, daaroor te bid, met hom te gesels, vir hom wysheid te vra rondom dit wat jy nou mee besig is in jou lewe. En kyk wat gebeur. My ervaring was, toe ek dit werklik begin toepas en begin doen het, dat God na 'n tyd vir my nog meer tyd gevra het, om net stil te word en aandag te gee aan dit waarmee hy besig is. Ek kan jou beloof, daar's niks wat ek in my lewe ooit gedoen het, wat op die ou end vir my meer tyd gespaar het, as daardie een handeling, om net meer tyd met God te spandeer, om na hom te luister, en sy raad en sy leiding te soek nie. Want die gevolg is net dat 'n mens dan op die ou end, by 'n groot klomp goed wat jy net sou ingestorm het om dit gedoen te kry, glad nie eers aanpak nie, want jy weet, dis nie wat God nou van jou vra nie. So daar is 'n klomp goed wat jy as skynbaar belangrik sien wat net van jou tafel af verdwyn.
Jy begin al meer duidelikheid kry, wat is die dinge waartoe God jou regtig uitnooi om by betrokke te raak? Wat is werklik dit wat deel is van jou roeping om te vervul hier op aarde? Nou dan gesels ek ook 'n bietjie oor ons toerusting as kind van God. Nou dit is dieselfde as wat Paulus ons erfenis noem. En Petrus ook. In 2 Petrus 1 vers 3 tot 4 skryf Petrus baie treffend daaroor. En dan sê hy, God het aan ons die allergrootste geskenke en gawes gegee, wat ons nodig het vir ons lewe en om hom te dien. Die kosbaarste en allergrootste gawes. En dan sê hy, dit het julle ontvang deurdat julle deel gekry het aan die goddelike natuur. Nou kan jy jou voorstel, ons het deel gekry aan die goddelike natuur. Paulus beskryf dit anders. Hy sê dat ons in Kolossense 2 vers 9 en 10 in Christus het God in sy volle wese woning gemaak. En dan sê hy, in verbondenheid met hom, in verbondenheid met Christus, deel ons nou in sy volheid. Kan jy dit hoor? Ons deel in die volheid van God. Kan jy jou kop daar omkry? Dit is ontsaglik om net te verstaan en te dink en te bedink wat dit inhou, dat die volheid van God in my woon. Dit is my toerusting, dis my erfenis. Dis wat ek van hom ontvang, as toerusting vir my pad vorentoe. Sodat ek vanuit hom as bron kan leef, sodat ek van sy wysheid, sy raad, sy insig, kan leer, kan gebruik maak. Sy krag, sy bemoediging, sy troos. Die omvang daarvan is ontsaglik groot. Ek wil amper sê, dit moet net iemand wees wat verskriklik dom is, of oningelig is, of onder 'n wanindruk is, wat daarvoor nee sal sê. Want hoekom sal enige iemand sê, my lewe is te besig, ek het nie tyd vir so iets nie. Dis die grootste voorreg wat jy ooit in jou lewe kan dink om te hê, die grootste geskenk. Dit is die seën van God. God seën ons met homself. Nou, dan vra ek ook die vraag, hoekom is dit dan so, as ons hierdie geweldige groot geskenk ontvang het, waarom leef baie kinders van die Here so arm lewe, so verwyderd van God, van 'n intieme verhouding met God? Nou, ek noem daar verskillende redes, dat mense wel hierdie leuns glo wat die wêreld opdis, dat daar belangriker dinge is, dat jy 'n sukses van jou lewe moet maak, en dat jy dit self moet doen, en dat daar nie tyd gaan wees daarvoor nie. Alles om jou te beroof van dit wat werklik saak maak. En dan daardie hele gedagte dat jy iets van jou lewe moet maak. Jy weet, jy voel jy moet jouself bewys, jy moet sukses behaal. En daarom raak dit vir mense verskriklik belangrik wat ander van hulle sê, of wat ander van hulle dink, hoe ander hulle sien, hoe ander hulle beleef. En dit neem ook geweldig baie van hulle tyd oor in hulle koppe, terwyl hulle stil is selfs, om daaroor te lê en dink. Te lê en dink aan 'n skewe opmerking wat iemand gemaak het. Nou, neem net 'n paar oomblikke om oor hierdie vraag te dink. Ek weet uit my eie lewe, uit hoe baie tyd ek gemors het in my vroeëre lewe rondom sulke opmerkings wat gemaak is. Hoe ek dit my gedagtes kon laat oorneem, en daarlank selfs daarmee kon besig bly. Dis ontsaglik baie tyd wat gemors word. Nou, as jy dit nou net omdraai en dink, in plaas van om soveel aandag te gee aan daardie persoon se opinie, want dit net 'n opinie is, dit is eintlik niks seggend nie. Dit maak nie regtig 'n verskil aan wie ek is in Christus nie. Dis nie die waarheid nie. Maar ek kan eerder fokus op iets wat ek vanoggend van God gehoor het, wat bemoedigend is, wat versterkend is, wat verhelderend is, wat vir my nuwe leiding en rigting gee, en in plaas van om my gedagtes besig te hou met hierdie nuttelose opmerkings van ander mense, kan ek loop en bedink wat ek van God ontvang het. Ek kan toelaat dat die Gees my verder lei en voed deur daardie gedagtes, my bemoedig en opbou en versterk. Daar's nie 'n vergelyking nie. Kan jy sien wat jy aan die een kant mis, en wat jy aan die ander kant kan ontvang, deur net vanuit hom as bron te leef? Nou, ons praat hier baie oor groei en verandering,
En iets wat ek net ook vinnig hier aanspreek, is die hele gedagte wat by baie mense bestaan, dat ons moet heiliger word. Daar's in die ou dae veral baie gepraat van heiligmaking. Daar's 'n proses van heiligmaking, asof ek nou op 'n sekere standaard is, maar hierdie standaard moet voortdurend verhoog, ek moet nog al heiliger en heiliger word. Nou my verstaan daarvan is, jy's volkome geheilig in Christus. Jy kan nie heiliger word nie. Jou gedrag kan nog verander, maar dit maak nie vir jou regtig heilig nie, want dit is nie waar die groei plaasvind nie. Ons hoef nie bekommerd te wees dat ons nie heilig genoeg is in God se oë nie, want dit sou eintlik 'n skaduwee werp op die werk van Christus, dat dit nie voldoende was nie. Dat ek nog self ietsie moet bydra tot my heiliging. Net soos ek nie iets kan bydra tot my verlossing nie, kan ek ook nie iets bydra tot my heiliging nie. My gedrag, soos ek sê, kan wel al meer onder beheer van die Gees kom, dat ek 'n geesvervulde lewe lei, maar dit maak nie van my meer aanvaarbaar of nog heiliger as wat ek reeds is nie. Waarin lê groei dan? Want ons praat wel verskriklik baie van groei, dat ons groei. Nou ek noem hier 'n hele klompie dinge uit. Dit is groei in ons kennis van God. Dit is groei in ons liefde vir God. Dit is groei in ons ervaring van wie God werklik is. Dit is groei in 'n groter bewuswording van my eie onvermoë, juis sodat ek in groter afhanklikheid, 'n groeiende afhanklikheid van God kan leef. Dis 'n groeiende besef dat ek niks uit my eie kan doen nie. Dat ek maar net vanuit Christus die krag kan ontvang om te doen wat hy van my vra om te doen. So dis selfs 'n groei in my dors na hom. Soos wat hy my dors les, raak my dors na hom net nog al groter. Genadiglik word ons nooit heeltemal versadig nie. Want as ons op 'n plek sou kom wat ek sê, nou het ek nie meer dors nie, nou kan ek nie meer groei nie, nou is my liefde voldoende, dan is ons eintlik alweer baie ver weg van hom af. Dan is dit maar weer die ego wat oorneem. Iemand wat werklik eerlik voor God leef, sal weet, daar's altyd ruimte vir groeiende liefde, groeiende kennis van God, 'n groeiende dors na God, om nog nader aan hom te leef, en met nog groter afhanklikheid vanuit hom as bron, vanuit ons erfenis te leef. En ek hoop regtig ook dat dit jou ervaring op hierdie reis sal wees. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.